julle, baie welkom by vandag se kleingroep byeenkoms. Ons het vir die laaste paar weke saam deur 'n klomp uitdrukkings van gebed gereis. Julle sal onthou, ons het gepraat oor die luistergebede, petisiegebede, voorbidding, kontemplatief, radikale gebed en 'n klomp ander van hierdie gebedsritmes. En vandag sluit ons hierdie journey van gebed saam af. En hier aan die einde van hierdie reeks besef ons iets eintlik verrassend en amazing. Ons beweeg nie nou ewe skielik aan en weg van gebed wanneer ons volgende week begin met 'n nuwe reeks nie. Ons het eintlik 'n vol sirkel gemaak wanneer dit kom by gebed. En ons het teruggekom na die begin van gebed. Want in die kern van gebed is daar nie tegniek nie, is dit nie dissipline nie, is dit nie eens doeltreffendheid of effektiwiteit of al hierdie klomp maniere van gebed waaroor ons gepraat het nie. In die kern van gebed is liefde. Met ander woorde, gebed begin en eindig met liefde. En dis waar die reis begin het, en dis waar dit eindig. Gebed gaan nie oor die eerste plek daaroor om dinge van God te kry nie. Dit gaan daaroor om by God te wees, in sy teenwoordigheid, bewus van wie hy is en wie jy is in hom, as ons Paulus se taal gebruik. So, ons het deur hierdie 3 volgende bewegings gewerk. Ons is inwaarts getrek in gebed na transformasie, waar ons die Here uitnooi om ons te verander. Ons is opwaarts geneem na sy troonkamer toe om intimiteit met God te hê, en ons is uitwaarts gestuur in ons gebedslewe na die bediening toe, na ander mense, maar al 3 hierdie bewegings vloei uit hierdie een werklikheid. God het ons lief, hy het my lief, hy het jou lief, en gebed is die antwoord en die reaksie op daardie liefde. Met ander woorde, gebed is nie net 'n taak vir my en jou om af te handel op 'n checklist vir ons to-do-list vir vandag nie. Dis 'n verhouding om in te leef. En soos ons al voorheen met mekaar bespreek het, is dit ook God se wil vir my en jou. Julle sal onthou, ons het 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 gelees, waar Paulus sê, wees altyd bly, bid geduldig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. So na die opstanding ontmoet Jesus vir Petrus. Hier is 'n lekker storie om oor te dink. En hy ontmoet vir Petrus op die strand. En Petrus voel in hierdie episode bietjie soos 'n mislukking na sy verraaiing van Jesus. En hy sê die volgende, hy sê daar in Johannes 21 vers 3, Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. En eintlik wat Petrus hier sê is, weet jy wat, ek het vir Jesus in die steek gelaat, ek gaan nou maar terug na my ou lewe toe. En toe kom Jesus na hom toe, op die strand, met geen lesing nie, met geen eintlike regstelling nie, met geen strategie nie. Hy kom om Petrus te herstel en om sy roeping te bevestig deur vir hom een vraag te vra. En Jesus vra vir Petrus, het jy my lief? Ons sien dit daar in Johannes 21 vers 15 waar daar staan, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Hy vra nie, Petrus, is jy effektief nie? Hy vra nie, Petrus, is jy 'n goeie leier wat goed lei nie? Hy vra nie, Petrus, bid jy genoeg nie? Hy vra net vir Petrus, Petrus, het jy my lief? En wanneer Petrus dan sê ja, en hy antwoord ja, Jesus, dan sê Jesus vir hom, nou goed, pas my lammers op, laat my lammers wei. En hierdie ding gebeur 3 keer wat Jesus vir hom vra, en 3 keer sê hy, pas my lammers op, laat my lammers wei. Met ander woorde, wat sien ons? Liefde kom eerste. Alles anders vloei daaruit. En hierdie selfde vraag word aan my en jou gevra. Het jy vir Jesus lief? Want jou gebedslewe sal nooit verder groei as jou liefde vir hom nie groei nie. So bespreek die volgende sommer as 'n refleksie oor ons hele reis van gebed. Ek sit 3 of 4 vrae op die bord. Gesels daaroor. Jy hoef nie by al die vrae stil te staan nie, maar gesels 'n bietjie en bespreek en reflekteer oor julle reis tot hier. Die eerste vraag is, wat het die meeste verander in jou verstaan van gebed deur hierdie reeks oor gebed? 'n Tweede een, watter tipe gebed van hierdie klomp gebede is vir jou persoonlik steeds die mees uitdagendste? En die derde een is 'n baie persoonlike een wat ek graag wil hê julle by moet stil staan is, wat sê jou gebedslewe oor jou werklike liefde vir Jesus? Gesels hieroor en dan gaan ons verder. So wat sê ons vir mekaar? Ons sê vir mekaar, gebed moet geleef word, nie net gedoen word, nie net nog 'n taak wees wat afgehandel moet word nie. Maar as ons eerlik is met mekaar, is een van die grootste gevare vir ons dat ons gebed reduseer tot oomblikke, tot spesifieke spasies, in plaas daarvan om 'n lewe van gebed te leef en te kweek.
Maar gebed was nooit bedoel om net af en toe te gebeur nie. Dit was bedoel om alles van jou ingeweef te word. Julle sal onthou in 'n vorige sessie het ek julle so kortliks vertel van ons dogtertjie Kara wat heeltyd wil bid, wanneer sy aan tafel sit, wanneer sy by die skool afgelaai word, voor sy in die bed is en sy steek haar handjie uit en sy sê amen, amen en sy herinner ons, dis tyd om te bid. Sy doen dit enige plek, sy doen dit op onwillekeurige plekke, binne, buite, maak nie saak waar nie, want duidelik hou sy daarvan om te bid. En eerlikwaar het dit ons gevorm. Want skielik kom ons agter, gebed is nie net vir geskeduleerde tyd nie. Ja, dit ook. Ons moet intentioneel wees, maar is ook spontaan. Dis nie net formeel nie, dis natuurlik, dis informeel, dis in the moment, terwyl ons speel, terwyl ons lees, terwyl ons eet, is relevant, dis eg. Dis nie net af en toe nie, dis konstant. So Kara het vir ons iets kom leer, wat ons so maklik vergeet. Gebed hoort in die gewone oomblikke van die lewe. Nie net in die kerk of in die kleingroep byeenkoms nie. Nie net in jou stiltye nie, maar in die alledaagse, die in-between moments, die ongesiene ruimtes. So gesels bietjie oor die volgende vraag. Waar sukkel jy nog in jou gebedslewe? Eenvoudige vraagie. En die tweede ene, hoe kan jy begin om meer in die gewone oomblikke van die dag te bid? Chat hieroor, dan gaan ons verder. Die ander ding wat ons baie duidelik raak sien is dat ons nie gebed alleen kan volhou nie. En een van die lesse wat ons juis in hierdie reeks van gebed, hierdie reis oor gebed agtergekom het is, gebed is persoonlik, maar is nooit regtig privaat nie. Ons het gemeenskap nodig, want daarsonder word ons gebed onkonsekwent of selfgesentreerd of dit verdwyn stadig en koel af. Nou God het gebed ontwerp om in gemeenskap volgehou te word. Matteus 18, die bekende teksgedeelte, vers 19 tot 20 staan daar, verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar daar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by julle. Gebed is communal, dit word volhou saam. So gesels oor hierdie vraag, hoe kan julle kleingroep mekaar help om te volhou, om te volhard in gebed? So een van die kragtigste hulpmiddels hiervoor om gebed vol te hou is kleingroepe. Dis die geestelike vorming wat in kleingroepe begin en volhou word. En dis hoekom ons so passievol is oor kleingroepe. Dis 'n groepie mense, 'n paar mense in 'n eenvoudige ritme met eerlike vrae. En Richard Foster, wie se boek ons gebruik het as 'n raamwerk vir ons gebed, het vir ons eintlik hierdie vrae saamgestel in die einde van die boek wat ek vir julle wil gee om saam met julle te neem om gereeld te gebruik om julle gebedslewe en julle verhouding met Jesus te evalueer. Ek gaan die 5 vrae vir julle lees. Julle hoef nie nou die vrae spesifiek deur te gaan nie. Julle kan as julle wil. Dit sal 'n goeie idee wees as julle dit doen. Maar kopie dit, sit dit op julle WhatsApp groepie, gebruik dit in julle persoonlike tyd en ook so van af en toe in julle kleingroep. Die vraag wat Richard Foster voorstel is die eerste ene: watter ervarings van gebed het jy hierdie week gehad? Dis sommer net 'n refleksie terugkyk vraag. Die tweede ene: watter versoekings het jy hierdie week beleef? Want dit beïnvloed ons gebedslewe. Die derde ene: watter bewegings van die Heilige Gees het jy ervaar? Waar het jy ervaar die Here sê vir jou iets, hy druk iets op jou hart? Die vierde ene: watter geleenthede het jy gehad om ander te dien? En dalk kan jy sommer daar verder gaan. Het ek gereageer op die geleentheid of het ek dit gemis? En die 15 wat hy sê is: op watter manier het jy Christus in die Bybel ontmoet hierdie week, in jou tyd wat jy saam spandeer in sy woord? Hierdie vraag is nie ingewikkeld nie, maar die vraag gaan diep. Hoekom? Want transformasie gebeur nie in isolasie nie. Ons moet oor hierdie goeders kan praat. Ons moet in 'n eerlike spasie, in 'n biddende gemeenskap connect en reflekteer oor waarmee is die Here besig in ons hart. So wat is met ander woorde die groter prentjie wat ons vir mekaar sê? Wat is God besig om te bou? God vorm nie net individue nie, hy vorm 'n volk, 'n biddende groep, 'n biddende nasie, 'n liefdevolle volk, 'n getransformeerde gemeenskap, 'n gemeenskap wat in vergifnis leef, 'n gemeenskap wat in die liefde wandel, 'n gemeenskap wat met vrymoedigheid bid, gereeld bid, met nederigheid dien, 'n gemeenskap waar gebed normaal is, nie die uitsondering is nie gereserveer is vir spesiale geleenthede nie, 'n gemeenskap waar liefde sigbaar is en waar Jesus sentraal is. En dis wat God besig is om te doen in die wêreld en ek en jy word daarin ingenooi,
gesê en Jesus sê, kom join ons. En dis die finale uitnodiging wat ons vir jou wil rig met hierdie hele reeks oor gebed. En die vraag wat dit ons dalk vra is, so waar los dit ons? Want dit kan ons nou los met 'n klomp meer inligting, maar dis nie wat dit doen nie. Dit los ons nie net met 'n klomp inligting nie. Dit los ons met 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om gebed die mees natuurlike deel van jou lewe te maak. 'n Uitnodiging om gebed die mees konsekwente ritme van jou lewe te maak en die diepste uitdrukking van jou liefde vir God te maak. Nie iets wat jy net inpas nie, maar iets waarin jy leef. So vat nou die volgende paar minute, bid saam, kuier saam, reflekteer saam oor hierdie reis en vra vir jouself weer daai vraag wat ek vroeër gevra het. Wat sê my gebedslewe van my liefde vir die Here? Sien julle gou weer. Blessings en lekker week verder.